Malgas, wat maak ons hier? Man, ons het opdrag gekry dat ons Jesus moet kom arresteer. Jesus, ek het van hom gehoor. Dis mos daai man wat die stories vertel. Ja, hy vertel stories, maar ek het ook gehoor hy het vir duisende mense kos gegee met 'n klein bietjie kos. En hy het mense gesond gemaak. En weet jy wat het ek gehoor? Hy het 'n man wat dood is en vir 3 dae in die graf was. Hy stink al, jong. Ja, Ja. hy het hom uit die dood opgewek, lewendig gemaak. Jo, dis 'n wonderwerk daai. Is 'n wonderwerk, ja. Maar sê vir my, wie van hierdie klomp is nou Jesus? Hoe gaan ons weet wie hy? Weet jy, daar's mos nou disippels van Jesus. O ja, ek het die disippels is sy vriende en hulle is altyd saam met hom. Ja, daai ouetjies. Ja. Daar's so 12 van hulle. En een van hulle, Judas, gaan vir ons wys wie Jesus en hy gaan hom gaan soen. 'n broederlike kus. 'n Broederlike kus. Jy weet, 'n broederlike kus moet mooi wees. Dit moet iets gee van omgee en vertroue. Ja. Ja. Nou hy gaan hom gaan soen om te wys wie hy is. Jo, dis verraad. Dit is verraad daai. Maar ek meen ons moet ons opdrag uitvoer. Ons moet hierdie man nou in hegtenis neem. Nou laat ons dan gaan. Hey, wag 'n bietjie. Hierdie ouens lyk vir my aggressief. Daar trek 'n ou sy swaard uit. Pas op. Eina, my oor. Die het my oor afgekap, man. Kyk, ek het nie meer 'n oor nie. Eina. Nee, weet jy wat? Jesus het aan jou oor gevat en jou oor maak keer niks. Nee, jy jok vir my. Niks, daar's nie 'n merk nie, daar's nie bloed nie. So wraggies, hier's my oor terug. Jo. Voel dit nou iets? Nee, dis nie seer nie. Hierdie is 'n wonderwerk. Nou moet ons hom hier na hegtenis gaan neem, nê. Nou, ons werk is ons werk. Dit is. Die verbrande Kajafas. Waaroor moes ons Jesus nou hier na sy skoonpa Annas toe bring? Hoor net hoe skree Annas vir Jesus. Die mense sê dat jy 'n opstoker en 'n leienaar is. Jy verkondig allerlei onwaarhede en maak moeilikheid vir die Sanhedrin. Is dit waar? Waarom antwoord jy nie? My maggies. Ek het nie tyd vir onbenullighede nie. Soldate, neem hom terug na Kajafas toe. Die ou wit gesig van 'n Kajafas. Weet jy, hy's 'n regte knoeier. Hy koop mense om valse getuienis teen Jesus te gee. Hoe weet jy dit? Maar as jy net luister na al die goed wat hy kwyt raak, sal jy gou agterkom, als is nie lekker hierson nie. Hoor daar gaan hy alweer te kere. Ek het baie getuies hier teenwoordig wat gehoor het dat jy die mense opsteek teen die kerk. Jy's 'n bose man wat satanistiese uitlatings maak. Soos dat jy die tempel sal afbreek en in 3 dae weer sal opbou. Jy laster gruwelik deur te sê dat jy die seun van God is. Jy antwoord nie want jy's skuldig. Jy sê die mense moenie vir die skrifgeleerdes luister en hulle glo nie, maar eerder glo wat jy hulle vertel. Jy wil die Sanhedrin skade berokken. Ek eis in die naam van die lewende ware God dat jy moet antwoord. Is jy die seun van God? Weet jy? Ek kom tot die gevolgtrekking dat elke keer as een van hierdie knoeiers vir Jesus van iets beskuldig, verdedig hy homself nie. Hy sê nie 'n dooie woord nie, hy bly net stil. Weet jy, ja, ek het dit nogals opgetel dat hy dit nie doen nie. Iemand het eendag van my gesê dat as jy jouself verdedig, dan is jy skuldig. Hy doen nie. Waar woord. Maar het jy gehoor wat het hy vir Kajafas gesê? Ek was daar buite by die vuur. Ek het nie hierdie gehoor Nou nie. goed, luister hierso. Kajafas dring toe daarop aan dat Jesus vir hom moet sê hy moet erken of ontken of hy die seun van God is. Nee. Ja, en weet jy wat sê Jesus toe vir hom? Sê vir my. Hy sê, julle sal my sien sit
aan die regterhand van God, my Vader, Die regterhand van God. Waar sal dit wees? in die hemel. In die hemel. Ja, Weet jy, nou dat jy sê hemel, onthou ek ietsie dat Jesus iewerste gesê het, hy sal weer van die hemel af terugkom en dit op 'n wolk. dit moet iets wees om te sien. Nee, almal opkyk hemel toe. Dink jy ons sal dit ook sien? Ek hoop so. Ek meen, skouspel agtig, Nog 'n wonderwerk. nee? Soos jy op ernstige besigheid. Ja, Weet julle wat? Kyk net daar. Kyk hoe staan hy daar. Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Hy dink hy's die nek van die plek. hy het mos gesê hy kan die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou. Dis godslastering, man. En daarom sê ek, dis beter dat Barabbas vrygelaat moet word. Laat vir Barabbas gaan, sê ek vir julle. Hy verdien sy straf. Hy het die volk baie skade laat ly. Hy sê hy's die seun van God. Ons het net een God. En daarom sê ek vir julle vandag, kruisig hom, sê ek. Kruisig hom. Kruisig hom. Weet jy, hierdie Jesus dink mos hy's die koning. Kom ons kyk of sy God hom nou kan kom red. Hy wil mos koning wees. Ek bring hom aan julle toe uit, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Geen skuld? Ag kom nou Pilatus, kom aan man. Hierdie man is skuldig. Jy weet jy doen die regte ding. Jy wil net jou hande skoon hou uit hierdie besigheid uit. Ek sê jy doen die regte ding. Jesus verdien sy straf. Kruisig hom. Laat hy gekruisig word. Hy is 'n gevaar vir ons volk. Kruisig hom, sê ons vandag vir julle. Kyk net hoe ruk sy liggaam met elke hou. Hierdie ene gaan dit nie lank maak nie. Dis niks niets nie. Ek het al erger gesien. Maar hier's iets anders aan hierdie man. Weet jy, hy vloek nie. Hy skree nie vir genade nie. Dit maak my ongemaklik. Wat maak dit saak? Hy's net 'n regte Joodse stirrer. Hy sê hy's 'n koning. 'n Koning? Kyk hoe bloei hy soos enige ander mens. Maar tog, hy lyk nie soos 'n verslaande man nie. Eerder soos iemand wat weet jy, hy lyk vir my soos iemand wat weet dat dit wat met hom gebeur so moet wees. Moenie vir my sê jy kry hierdie man jammer nie. Waar's daai doringtakke? Vandag kroon ons hom. Hy wil mos 'n koning wees. Nou kry hy sy koningkroon. Ai man, kyk hoe kyk hy ons aan. Dis asof hy jammer is vir ons. Jy verbeel jou dinge. Kom, laat ons klaarmaak hierso. Daar's nog 'n kruisiging om voor te berei. Kom, laat ons gaan.
Maar hier's baie mense. Sou dit almal volgelinge van Jesus wees? Of kan dit dalk mense wees wat dink hy's 'n ketter en wil kom kyk hoe word hy doodgemaak? Ja, hier is baie mense hierso. En weet jy wat dit is? Dis van die Joodse volk is hierso, dis klomp ander mense hierso. Maar onthou nou, ek dink nie dit gekom om net vir Jesus te kyk nie. Was 2 ander ouens wat ook vandag gekruisig word saam met hom. Ja. Maar daar's hy nou. Sjoe, hy lyk sleg hoor. En dan moet hy nog sy eie kruis ook dra. Hoe voel jy daaroor? Ja, man, dis verskriklik. Dis baie sleg hierdie man. En kyk net, so swak, stikkend geslaan. Kyk, daar kom iemand te hulp wat hom help dra. Dankie tog daarvoor, maar daar vat hulle hom nou. Hulle gaan hom nou vasspyker. Joh, weet jy, dit is vir my darm vreeslik as hulle die spykers so deur die hande kap en deur die voete kap. Dis 'n verskriklike geluid. Hoe vreeslik seer moet dit nie wees nie. Hierdie is verskriklik. Kyk net hoe donker dit gaan word. Selfs die skare is stil. Hoor daar. Jesus roep iets uit aan die kruis. Eli, Eli, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Ag Johannes, voel my kind dan nou verlore, van God verlaat. Dit kan mos nie wees nie, nie my kind nie. Ai, maar as ek so na kyk aan die kruis, dan lyk dit asof hy met soveel deernis omgee en liefde na die mense kyk. Dis asof hy kompleet jammer is vir hierdie mense. Vir hulle wat hom dood wil hê. Maar wow. Luister daar. Hy sê weer iets, maar is baie sag want hy's so swak. Ek gaan nader gaan om te luister. Ai ma. Ai my moeder. Ma sal nie glo wat die woorde is wat hy daarso sê nie. Dis asof hy 'n gebed doen. Hy bid vir die mense en sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Johannes, daar sterf my kind. Daar sterf hy. Ai. Was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder
aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dans wil, los wil, breek. Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie. As gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis kraak. Aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Oh, daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing.